Jesus het ons nie net geroep om hom te volg nie, en God het ons nie net geroep om hom te ken nie, maar om in sy krag te leef. Die Heilige Gees is nie net ons trooster nie, maar hy is ons bron van bonatuurlike krag, van wysheid, van leiding, van vrede en moed. Nou ek het baie keer moed nodig as ek maar moedeloos begin raak. Sonder hom het ons nie getuienis nie, want ons getuienis is leeg en ons geloofslewe is oppervlakkig sonder enige diepte. Maar wanneer die Heilige Gees oor ons kom, verander dit alles. Die Heilige Gees roep uit 'n diep plek uit, 'n uitnodiging om verder te gaan as maar net ons menslike vermoë, om meer te kan hanteer as wat gewone mense te kan hanteer en om in te stap in 'n bonatuurlike lewe. Dit is waarvoor ons geskep is, dit is waarvoor ons geroep is. Handelinge 1 vers 8 sê vir ons, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde. Hierdie dieproep van die Heilige Gees is nie net tot stilte of rus nie, maar na die dieptes van God se geestelike krag. Wanneer jy dieper ingaan in die Heilige Gees, besef jy leef anders. Jy reageer nie meer op vrees of emosie nie. Jy word nie meer bang vir enigiets wat gebeur en gaan koop 'n klomp bytpies nie, maar op innerlike oortuiging, vrede en bonatuurlike krag en bonatuurlike wysheid. Die Gees lei ons nie deur stormagtige donderslaan nie, maar deur kalmte en sekerheid. Dink aan Elia in die spieël. Hy bring helderheid as ons onseker is en vrymoedigheid waar ons bang en vol vrees was. Vrymoedigheid om aan te gaan, vrymoedigheid om God te soek. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dis juis wanneer ons oorgee aan die Heilige Gees. Dis juis wanneer ons wag dat hy vir ons kalmte gee vir ons besluit te neem, dat hy sy volle werk in ons kan doen. Hy rus ons toe met gawes wat vir ons heeltemal 'n edge gee bo mense wat nie 'n verhouding met die Here het nie. Hy gee ons krag om gehoorsaam te wees. Hy help ons om God se hart te verstaan en om in God se hart en God se plan vir ons lewens in te beweeg. Hierdie pad saam met die Heilige Gees vra dat jy jouself losmaak van jou eie planne, jou eie idees, jou vrese en jou eie krag, om bietjie terug te staan sodat die Heilige Gees kan kragtig optree in ons lewens en dat God sy krag in ons lewens kan tentoonstel. Ons moet leer om te leef in totale afhanklikheid van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En as jy gaan kyk na die New King James, dan sê hy power, love and sound mind. Met ander woorde, gesonde verstand om besluite te neem, 'n helderheid van verstand. Ons het regtig nodig om ten volle toe te gee aan die werk van die Heilige Gees en om elke dag te vra dat die Here ons vars vervul, sodat sy stem ons kan lei, sodat sy vrede ons kan dra en sy krag jou kan vul. En ons moet regtig bietjie dieper leef, om nie net op die oppervlakte aanbid nie, maar om op 'n dieper manier om nader aan God te aanbid. Hemelse Vader, ons sê vanmôre vir U dankie dat U ons roep vir soveel meer as wat ons klein menslike gedagtes kan verstaan. Help ons om nader aan U te beweeg, om dieper in te gaan na U hart toe. En Vader, dankie dat U elke dag ons besluite vir ons makliker maak en dat U elke dag ons beskerm. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.